Goeiemôre. Dis lekker om saam met julle te kuier weer vanoggend. En ja, wat 'n belewenis. Ons het so 'n goeie, lekker opwindende, impakvolle, kan 'n mens maar sê, eerste kwartaal gehad met alles wat ons gedoen het, al ons bedieninge en so meer. So dit is net awesome. En Alan Platt, ons vorige visionêre leier, ons vader van Dr. Dayo, het verlede week sê iets vir my baie besonders. Hy sê ons kan so die genade van die Here sien op ons gemeente en reg deur die wêreld het ons kampusse en so meer, en dit is net lekker om dit te beleef, dit wat jy ook nou gesien het. So ons gaan aan met ons reeks natuurlik vanoggend, Jerusalem 5, maar voordat ek daarby uitkom, moet ek jou net herinner aan ons Paasnaweek, ons Paasnaweek dienste. En wat verskillend is van ons Paasnaweek hierdie jaar, is dat jy moet asseblief seker maak van die dienstye en so meer. Ons het ook die donderdag aand, gewoonlik vrydagoggend met Paasvrydag, stampvol, altyd vol. Maar ons het ook gedink om dit op 'n donderdag aand te tweede, al twee dienste sal in Afrikaans wees. So as jy gewoond is om dalk vrydagoggend te kom tradisioneel, en dan kan jy ook natuurlik nou donderdag aankom, so as jy dit wil doen, so jy kan net die dienstye daar dophou. En in terme van ons, ek sê altyd kom vroeg, hierdie dienste is altyd lekker vol, en dan ons Sondag, opstandingssondag, soos ons tradisioneel daarna verwys, gaan ons dan ook ons normale dienste hê. So, Jerusalem 5, jy is ook welkom, as wat ek preek vanoggend, ook net op ons YouVersion, as jy die YouVersion Bible app offline, dan kan jy dit ook net daar saam met my volg. So hy is vanoggend op, en jy is welkom om dit oop te maak, en soos ons aangaan, sommer net jou eie aantekeninge maak en so meer, en dan sê ons altyd, maak maar net seker, jy save dit na die tyd, sodat jy jou aantekening kan hê, en dat jy weer later daardeur kan gaan. En voordat ek begin, onthou ek, daar's 'n storie wat 'n ou vertel, hy sê hy het tweelingdogters, is vir hulle gebore in die gesin, en nou vra iemand van hom, wat is hulle name? Hy sê, nee, die eerste een se naam is Kate. Hy sê, dis 'n baie mooi naam. Hy sê, wat is die tweede een se naam? Hy sê, Duplicate. Maar anyway, dis is sommer net iets ligs, dis glad nie niks te doen met wat ek wil sê nie. En so, ons praat vanoggend bietjie oor Elia. Soos wat jy gesien het, die storie van Elia, en ek wil jou weer eens aanmoedig, dat jy, soos ons deur die stories gegaan het, Nehemia, Esther, Joshua, en so meer, gaan lees weer daai stories, daar in die Ou Testament. Het is so lekker om dit net te beleef, en ons sê altyd, as jy praat van Ou Testament, Nuwe Testament, dan sê ons altyd, belangrik dat jy die hele Bybel lees, en die storie en die goue draad van die hele Bybel gaan oor Jesus Christus. Dit is altyd belangrik om dit te verstaan, en dan sê ons, the new is in the old content, New Testament, Old Testament, the new is in the old content, and the old is in the new explained. So vanoggend gaan ek jou weer wys net in terme van die storie van Elia, hoe dit 'n invloed het op dit ons lewens kan lewe, en hoe van toepassing ons dit kan maak vir ons lewens. En ek het net weer, as jy daarin, en waar jy die storie van Elia kan raaklees, is 1 Konings, daar by 1 Konings, as jy nou 1 Konings lees, hier van hoofstuk 16 af, 16, 17, 18, 19, en dan 2 Konings 1, dan lees jy die storie daar van Elia en Elisa. Gaan lees weer 'n bietjie deur daai stories. Dit is net so awesome van dit wat 'n ou daar raak lees. En wanneer ons praat dan van Jerusalem 5, en ons gedagte was, nommer 1, dat jy altyd sal weet, jy's ook 'n hero of faith. Dat die goed wat ons gepreek het, en as jy wil, gaan kyk dit weer op YouTube, die verskillende preke wat ons gepreek het in die reeks rondom Jerusalem 5. En dan sien jy net hoe dat dit ook op jou van toepassing is, soos ek sê, dat jy ook 'n hero of faith kan wees. En ek vertrou so, ons vertrou so, ek en Peer en Walla en die res van die team, vertrou so dat ons hierdie goed sal begin sien in ons alledaagse lewe, en ek sê altyd, normal Christian life, dat ons hierdie goed sal beleef, en ons gebruik hierdie gedeelte in Romeine 15 vers 4, wat sê, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En dis ook om ek jou vra, as jy wil aantekeninge maak, gaan maak aantekeninge en sê, Here, hoe kan dit op my van toepassing wees, in terme van wat ons hieroor sê? En hy sê in Hebreërs, toe ons deur die Hebreërs reeks gedoen het ons mos gesê in Hebreërs 1 wat sê, hy sê, in die vorige tye het God deur profete gepraat, en dis wat ons sien van Elia vanoggend,
Maar in die laaste dae praat hy met ons deur sy seun. Die laaste dae, ons is al 2025 jaar in die laaste dae. En hoe dat ons dit altyd in verband kan bring met Christus en sy invloed en sy impak wat hy op ons lewens het, net in terme van dit. Maar die storie van Elia gaan spesifiek daaroor om te verklaar, uiteindelik was sy groot doel om te verklaar dat God die enigste God is. En as jy daai stories gaan lees, dit is net so amazing, van toe ek dit lees en ek sien die goed wat mense aangevang het, die goed wat hulle gedoen het, bring dit baie keer in verband in terme van die wêreld waarin ons vandag leef. En hoe ons wêreld so God nodig het, en dat ons sal verstaan dat God die enigste God is. Elia se naam is baie interessant, en ons praat nou so van name, kite en duplicate, maar ons praat so van name, is hoe belangrik het is, in terme van net sy naam, Elia beteken, Yahweh is my God. Yahweh is my God. Yahweh, die naam wat veral die Jode gebruik het, en hulle het hom net geskryf met in die konsonante, die klinkers uitgehaal, want hulle was so bang, hulle was so ontzag gehad vir die naam van God, en dis wat hy dan sê, en dis wat Elia se naam beteken, en dit verwys ook na die Hebreëse werkwoord wat ons praat van ek is, en daar's 'n paar gedeeltes in die Bybel wat jy kan gaan sien, waar God sê maar ek is, en ek wil van jou vanoggend net so uitnooi, terwyl ons ook die lied wat ons gesing het, die song wat ons gesing het, van hy wat ons voorsiening is, en ek gaan nou daaroor ietsie sê, is net so interessant hoe die Heilige Gees net werk, in terme van self wat ons sing, hoe dit 'n impak het in terme van ons lewe, en hoe dat ons kan lewe in God se voorsiening vir ons, uiteindelik. Die ander gedeelte wat hy sê, ek sal wees, ek is en ek sal wees, en ek wil jou uitnooi vanoggend waar jy kan sê, Here, in my lewe, sê, daar's soveel goed het in my lewe gebeur, soveel goed waar ek moet verstaan dat God is in my lewe, dat dit so belangrik sal wees, dat ek, wat ook al ek nodig het, hy is, vir wat ook al ek nodig het, en dan kan jy die naam van jou uitdaging, die naam van jou probleem, wat ook al die geval mag wees, kan jy daar insit, en sê, Here, dankie vir ek is, en ek sal wees, en Elia het spesifiek opgeleef na hierdie naam wat oor hom gespreek was, en die rol wat hy moes speel in terme van die pad wat hy saam met Israel gestap het, as God se volk op daai stadium. Nou sy lewe het natuurlik, as jy dink aan sy lewe, God is God, was dit so in 'n kontras, so teenstellend in terme van dit wat hy beleef het in die regering van sy dag. Die onheil van die dag wat gebeur het, en ek het gedink, ek wil net vir jou so 'n paar goedjies uitlig, in terme van stories wat 'n ou lees. Nou Agab was op daai stadium, die ou met die naam van Agab, was op daai stadium die koning oor Israel gewees, en hy en meer nog sy vrou Isebel. Nou daar kan jy 'n klare paar goed noem, in terme van, weet, as jy nou regtig iemand wil sleg sê, dan sê hulle vir jou, jy het die gees van Isebel. Dis hoe goddeloos hierdie ouens was, en veral sy vrou was net so crazingly goddeloos. Hulle het saam Baal aanbid, en saam met 'n klomp Baalpriesters, het hulle aanbid, en hulle het 'n klomp profete van God doodgemaak, en daar het net van hulle 'n klompie oorgebly uiteindelik, waarvan Elia natuurlik nou een van hierdie profete was. So hulle was net so ongelooflik goddeloos, en luister wat sê, en ons tel die storie op 1 Konings 16 vers 30 sê hy, en Agab, net in terme van hoe hulle geleef het, hy sê die seun van Omri het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, dit was 'n vorige koning, die seun van Nebat gewandel het Isebel, die dogter van Baal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem. Groot fout wat hy gemaak het. Hy sê die dogter, hy sê en Baal gaan dien en voor hom neergebuig en vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. En hierdie het 'n ongelooflike effek gehad op die manier hoe hulle geleef het. Goddeloos, daar's baie goed wat hy amper nie van 'n kansel af kan noem in terme van wat hulle gedoen het, en hierdie ouens hoe hulle geleef het uiteindelik nie. En een van die stories wat jy dan nou lees in daai gedeelte was 'n ou met die naam van Nabot. Nabot het 'n wingerd gehad. Nou, ek verstaan nie lekker in terme van, jy moet gaan kyk dalk na die geskiedenis rondom dit, oor hoekom was die koning begeerig om hierdie wingerd van Nabot in sy besit te neem. Hy wou die wingerd gehad het. Nou gaan hy na Nabot toe en sê, Nabot, jy het 'n lekker wingerd, lekker tafeldrywe, van die goed kan 'n ou dalk weer 'n bietjie wyn maak en so meer. En ek wil hierdie wingerd hê. Nabot sê, daar sal nie 'n manier wees nie. Ek gaan dit nie vir jou gee nie, want hierdie goed het ek geërf, en ek gaan seker maak dat my kinders erf hierdie wingerd
wat ek het. Nou skynbaar was dit natuurlik as jy nou dink aan daar in die Stellenbosch omgewing, daar in die Kaap, is dit soeke mooi wingerde en so meer. Dis 'n mooi plek en die koning kan hierdie goed nou begeer. Nou gaan hy terug na Jezebel toe. Nou sê vir Jezebel, jy weet wat natuurlik op sy kop gesit het. As jy nou die storie lees, dan kan jy nou agterkom wat het hy gedoen. En toe ek nou dink sy het regtig op sy kop gesit. Toe dink ek aan wat die ouens altyd sê van 'n honeymoon. Hulle sê 'n honeymoon vir baie ouens beleef hulle dit so. 'n Honeymoon is die laaste stukkie vakansie wat jy het voordat jy vir 'n nuwe baas werk. Okay? So, dis wat hierdie ou beleef het. Dis min of meer en dis hoe sy op sy kop gesit het. Maar nou gaan hy by haar, nou dink ek nou, dis so ironies, maar anyway, nou gaan hy op haar skouer en hy sê maar, jy weet, Nabot, dit is 'n klein seentjie. Nabot wil nie vir my sy wingerd gee nie. Nabot wil nie vir my sy karretjies gee om saam met hom te speel nie. Nabot wil nie vir my sy wingerd gee nie. Sy moenie worry nie. Gaan lees hy stuk. Hy sê dit presies so. Doen jy wat 'n koning veronderstel is om te doen? Gaan koning jy 'n bietjie? Jy weet, gaan doen, gaan sit bietjie op jou troon, dat jy kan gemaklik raak en so meer, raak net vir my bietjie rustig. Ek gaan 'n plan maak. Sy gaan en sy laat Nabot vermoor. Ek het nou nie genoeg tyd om vir jou die detail van daai storie te sê nie, maar sy laat Nabot vermoor en nou kom sy terug en sy sê luister, jy raak vir my rustig, hier's vir jou wingerd. Dis hoe hulle geleef het en dis die klimaat waarin Elia dan in hierdie sy rol moet uitleef as profeet in Israel. En dis wat hulle uiteindelik beleef het. En nou as jy dink daaraan, is daar 'n paar goed wat uit Elia uitkom en die storie van Elia uitkom wat uiteindelik vir ons so ongelooflik belangrik is. Hy was 'n man wat geleef het in gehoorsaamheid. Hy's 'n man wat die krag van God verstaan het. Hy was 'n man wat God onvoorwaardelik en eintlik ongelooflik net gedien het en vertrou het en hom vertrou het met sy lewe uiteindelik. Wat natuurlik vir ons 'n voorbeeld is in terme van hoe ons God kan vertrou, hoe ons gehoorsaam kan wees, want ek glo in hom en dit wat hy doen en Pierre het nou daarna verwys in sy voorsiening van wat hy vir my gee. In my lewe kan ek hom vertrou. In my lewe kan ek gehoorsaam wees. In my lewe kan ek so 'n verhouding met hom hê. En as jy die storie van Elia lees, dan lees jy presies dit wat hy beleef het. Nou hier's 'n paar goed wat ek net vir jou wil uitlig in terme van hoe hy dan geleef het en hoe hy die gehoorsaamheid, die vertroue, die geloof in God en uiteindelik die krag van God beleef het in sy lewe. En soos ek sê, dis vir ons so 'n belangrike aspek waar ons die krag van God kan begin beleef, dat as Here, as jy dit vir Elia kon gedoen het, kan jy dit vir ons doen. Net in hierdie week, hier sit mense hier vanoggend, wat ek weet, wat deur ongelooflike uitdagings gaan in terme van genesing, of 'n siekte in hulle liggame, en waar genesing so belangrik is. Op die oomblik lê daar 'n persoon in ICU en in Unitas, wat net so God se krag en sy genesende krag nodig het, in terme van dit. So ons vertrou die Here, dat hy dit sal begin sien, die krag van God wat begin werk in en deur ons in eintlik normal Christian life sal beleef. Ons onthou, en dis wat ons sê, net soos met ons, moet jy verstaan, dat jy geroep is met 'n sekere doel, en ons het 'n paar keer dit gesê in hierdie tyd, dat jy ook 'n hero of faith kan wees, en ek het my laat dink toe ek die storie van Elia lees, sal jy onthou toe ons oor Esther spesifiek gepraat het ons gesê, maar Mordegai, een van die karakters in die boek van Esther, dan kom hy na haar toe en sê, wie weet, of wat nie 'n tyd is vir 'n tyd soos hierdie, wat jy beleef nie. In haar geval was sy in die koning se paleis, sy het sy vrou geword. Hy sê, wie weet, dis nie dalk 'n tyd soos hierdie nie, en wat jy moet vanoggend beleef is dalk vir 'n tyd soos hierdie, dat as ons net begin bid vir ons regering, as ons begin bid vir ons ekonomie, as ons begin bid vir al hierdie goed, kan dit dalk 'n verandering doen in die rol wat ons veronderstel is om te speel in die omgewing waarin ons op die oomblik in ons land beleef. En ons sien 'n klomp stories waar hy so gehoorsaam was in God se roeping op sy lewe. Dis nou Elia uiteindelik. Ons sien hoe die voorsiening en die krag van God deur sy lewe werk. En die eerste storie wat ek jou wil vertel, God sê vir hom, sê luister, Elia, gaan na Agab toe. Dan sê hy vir hom, Agab, dit gaan nie reën. Dis julle onthou die storie dat dit vir 3 jaar nie gereën het nie. Jy moet daai storie gaan lees. Dit vir 3 jaar nie gereën nie, maar nou sê God vir hom, gaan sê dit vir Agab. Elia kom by Agab. Elia sê vir Agab, dit gaan nie reën nie. En God het gesê, hy sê dit gaan nie reën nie tot ek so sê. Elia is so in vervoering en hy so in vertroue in God dat hy dink die krag lê nou by hom. Nou gaan hy na Agab toe en sê, Agab, dit gaan nie reën nie tot ek so sê. Elia sê.
Dis eintlik wat God gesê het. Maar dis hoe hy die vertroue, hy het so God vertrou. Hy het God so vertrou in dit wat hy gaan beleef. Hy sê totdat ek so sê, gaan dit nie reën nie as gevolg van die goed wat julle mee besig is nie. Daar's 'n uitwerking op julle goddeloosheid uiteindelik en God gaan 'n einde daaraan bring en hy gaan dit uiteindelik einde bring aan jou koningskap en alles wat daarmee saamgaan. Dit gaan nie reën nie. Maar nou is soos dit nie reën in die land nie, nou is almal daardeur geaffekteer. God sê vir hom, luister nie, maar jy Elia, gaan sit daar by die spruitjie Krit. Die spruitjie se naam is Krit. Hy sê dan gaan sit jy daar, dan gaan ek vir jou kos gee. Die voorsiening van die Here wat vir hom was. Hy sê jy hoef nie te worry nie, jy het niks nie in elk geval nie. Jy gaan sit daar by die spruitjie Krit. Ek gaan en die kraaie gaan vir jou kom kos gee. Die kraaie gaan vir jou voorsien. En as jy mooi gaan lees, dan het die kraaie vir hom brood en brood, wat was die ander goed wat hy vir hom gebring het? Hy het genoeg eetgoed gehad. So 2 keer 'n dag het hy dan vir hom kos gebring. En dan moes hy van die water van die spruitjie drink. En toe ek het lees, dan dink ek, joh, in die moderne wêreld sal ek hom koffie gemis het. Maar God het nou nie dit daarbey ingereken nie. Maar hy sê jy gaan ten minste van die water drink. Nou droog die spruitjie op. Nou sê God vir Elia, gaan na die weduwee toe. Nou gaan hy na die weduwee toe en as jy daai storie lees, 100 myl ver. Hy het 40 dae geloop om daar te kom. Dis net amazing. Maar nou kom hy by hierdie dorpie in. Nou stap hy in die dorpie in en nou sien hy hierdie vrou wat besig is om houtjies bymekaar te maak en hy vra van waarmee is jy besig? Hy sê nee, ek en my seun het eintlik niks nie. Ek is 'n weduwee en ek het daarom 'n seun. Ons gaan nou 'n vuurtjie maak, dan gaan ons nou die laaste olie en die laaste meel, dan gaan ek daarvan broodjies maak en dan gaan ons dit eet en dan gaan ons sterf, want dis wat ons het. Elia sê wag 'n bietjie, God het 'n plan. God het 'n plan vir jou voorsiening. En dan sê hy vir Elia, vir die weduwee, hy sê gemaak vir my ook 'n broodjie, maar jy moet eers vir my 'n broodjie maak en dan sal God vir jou voorsien. En uiteindelik onthou ons die storie waar daar olie nie opgeraak het nie en die meel het nie opgeraak nie totdat dit weer begin reën het. Maar in hierdie storie net van God se voorsiening vir haar, sterf haar seun. Kan jy glo mense kan deur sulke ongelooflike goed gaan? Haar seun sterf. Nou kom sy by Elia. Wat het nou gebeur? Wat is hierdie storie dat my seun nou dood is? Elia sê vir haar, luister, bring hom na my toe. En hy vat hom op daar in die tweede verdieping toe en ons sien hoe hy vir die seun bid en die seun raak lewendig weer en hy vat hom weer terug na sy ma toe. Die krag van God wat deur hom gewerk het. En een van daai goed is ons dink aan dit wat op ons van toepassing is net in terme van dit, God se voorsiening, die petrolprys. Gelukkig gaan die petrolprys bietjie af, maar wat gaan weer op? Hier's 'n klomp goed wat gebeur. Ons beleef net, Here, ek het U so nodig. Hoe gaan ek dit maak uiteindelik? Jy sit dalk hier vanoggend. Dis Here, ek het genesing in my liggaam nodig. Ek het voorsiening verseker nodig en ons het daarvan gesing. Ons het verseker hierdie goed nodig. Ek het nodig dat U deurkom vir my lewe. Ek het nodig dat U deurkom en as ons na Elia se storie kyk, dan sien ons hoe dat God vir hulle deurgekom het. Sê U gaan my voorsien en ek onthou toe ek dit voorberei het aan hierdie gedeelte van Matteus 6, as jy gaan lees asseblief Matteus 6, en dit is nou baie interessant, dis ook my daarvan nou, as ons, ek het nou nie geweet wat die worship team gaan sing nie, en ek gaan kyk na Matteus 6, en ons het presies dit gesing. Nou Matteus 6, as jy daar gaan lees, dan begin hy by, moenie oor julle lewe bekommerd wees oor wat julle sal drink, wat julle sal eet, of wat julle sal aantrek nie. Hy sê die heidene worry oor daai goed. Wat is 'n heidene? Heidene is wat God dien nie, iemand wat nie God dien nie, iemand wat nie in verhouding met hom staan nie. Hy sê daai ouens moet worry daaroor. Hy sê, maar ek gaan vir jou voorsien, en dan noem hy die mossies. Hy sê, ek kyk na die mossies. Hulle is niks werd nie, maar ek kyk na hulle. As julle nie meer werd as die mossies nie, as God dan vir die mossies sorg, hoeveel te meer gaan hy nie vir my sorg? En dis wat hy sê. Hy sê, gaan kyk na die lelies van die veld. Hy sê, Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos een van hulle nie. Hy sê, kyk na hulle. Hy sê, hoeveel te meer sal ek nie vir jou voorsien nie. En dan kom hy in vers 33, die baie bekende, hy sê, waar hy dan sê, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir jou toegevoeg word. Die voorsiening van God oor ons lewens. Wat hy daarby bedoel is die geregtigheid van God. En dis nie 'n kwessie van as ek dan sal God nie en as ek al hierdie goedjies mooi reg doen nie, dan sal God my raak sien en dan sal hy vir my sekere goed begin doen nie. Nee, dis onvoorwaardelik. Die geregtigheid van God en Alan Platt het verlede week daaroor gepraat spesifiek hoe God gekom het en vir ons deur Christus Jesus sy geregtigheid gegee het, sy volmaaktheid vir ons gegee het, sodat ons dit nie hoef te verdien nie, maar dat ons net in die slipstream kan loop van sy genade, sy goedheid, sy ja oor my lewe, sy glimlag oor my lewe kan beleef, sodat ek kan kry wat ek nodig het.
Ek soek sy heerlikheid, ek soek sy koninkryk, ek soek sy beheer van alles oor my lewe, tot wat ek nodig het, kan ek ook vir hom uiteindelik gee. Dis wat ons van dit beleef. En ek onthou, toe hy die seun opwek, toe laat dit my dink aan, ons het oor die storie van Gideon gepraat, waar God vir Gideon sê, Gideon, hy sê, is nie ek wat jou stuur nie, en vir jou want jy vanoggend hoor, in die krag wat God vir jou gegee het, in jou individuele kapasiteit, sy voorsiening vir hom, vir jou, en alles wat daarmee saamgaan, het hy jou spesifiek, hy ken jou naam is in sy handpalms ingegrafeer, dis wat ons nodig het, en ons het hierdie krag van God, dat deur ons lewe kan loop, en dan sê hy vir Gideon, is dit nie ek wat jou stuur nie, gaan nou in hierdie krag van jou, hierdie stuur wat ek jou stuur, en dis wat hy vir elkeen van ons vanoggend sê, hierdie stuur wat ek jou stuur, gaan in hierdie krag van jou, en gaan verlos Israel van die klomp Amalekiete en alles wat daarmee saamgaan. Dis wat hy by ons beloof. Daar's 'n storie van 'n vrou wat uiteindelik sy vertel die storie, ek hou so daarvan, sy voel die Here sê vir haar, daar's iemand wat in die hospitaal lê met kanker, en sy weet hoe lyk hierdie vrou, sy weet hoe uitgeteer sy lê van kanker, sy weet wat haar situasie is in so meer, en sy ervaar die Here sê vir haar, gaan bid vir hierdie vrou. Maar sy het net nie geloof daarvoor nie. Sy ry, en dan ry sy al om die blok waar die hospitaal is, ry al om die blok. Laaste vra die Here vir haar, waarmee is jy besig? Sê, Here, ek sukkel, ek weet nie, ek kan nie hierdie inry nie, ek het nie geloof vir hierdie situasie nie. En die Here sê vir haar, dink jy ek het geloof vir die situasie? Sê, ja Here, obviously het jy geloof vir die situasie. Hy sê, nou gaan jy in 'n hospitaal in, op grond van my geloof vir haar situasie, en nie op grond van jou geloof vir haar situasie nie. En sy gaan daarin, en sy sê, Here, ek gaan op grond van die woord, en sy gaan in, sy bid vir die vrou, en die vrou is 'n paar dae daarna, sy ontslaan in die hospitaal uit, 100% gesond. Ons vertrou die Here vir sy kragwerking in ons lewe, en ek wil afsluit met hierdie gedeelte waar jy van Elia lees, een van die, ek wil amper noem die groot gedeeltes, as ons na Elia verwys, dan verwys ons baie keer hierna, van Elia, waar hy met die Baal-profete in 'n amper 'n wedstryd gegaan het, en gesê het, kom ons kyk bietjie tussen my en julle, wie se God is die grootste in hierdie storie. En dan sal ons onthou dat hy vir die Baal-profete sê, okay, julle offerdiere sit julle nou op julle altaar, en dan bid julle nou, en ons kyk hoe hy antwoord. En dan lees ons hoe hulle te kere gegaan het. Hulle, tradisioneel, as hulle nou hierdie goed doen, dan sny hulle steek hulle self met spiese, dat die bloed spat. Letterlik, die Bybel sê, die bloed het gespat, in daai ervaring. En dan spot hy later met hulle, want dan gebeur niks nie. Hy sê, dalk slaap jy ou, dalk moet julle 'n bietjie wakker maak, dalk moet julle 'n bietjie harder roep, dan doen hulle, maar niks gebeur nie. En dan onthou ons die storie waar ek hou van die Bybel wat sê, die altaar van God, wat Israel veronderstel is om te gebruik vir offers, was nie reg nie, en hy herstel eerstens die altaar, en dan lees ons die storie, hoe dat hy sy offerdiere op die altaar sit, en dan sê hy vir 'n klomp ouens, okay, hier's nou 'n klomp water wat julle op hierdie altaar moet gooi, op die diere, want hulle wil net seker maak, jy weet, dalk het jy nie ergens daar 'n bietjie petrol gehad, wat nou maar net toevallig aan die brand geraak het nie. Dis wel nie seker, en toe hulle nou klaar is, sê nee, ek dink hierdie ding is nat genoeg nie, ek gaan haal nog water, en hy skroue 'n slootjie rondom hierdie altaar, en is interessant dat die Bybel daai detail beskryf, hoe diep hy slootjie nou was en so meer. Hulle sê, maak die sloot ook nou nog vol water. En dan roep hy na die God van Israel. En ons ken die storie, hoe dat God kom en hom antwoord, en vuur uit die hemel uitval, en alles verteer wat, die altaar, die slagdiere, die Bybel sê, die vuur het, soos die water wat rondom hierdie altaar was, opgelek. En uiteindelik, en hier is die uiteinde van die storie, en dit wat ek jou nou vertel het, tel ons op in 1 Konings 18, dan sê hy, en op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en van Israel, laat dit vandag bekend word dat u God in Israel is, en u knegt, dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u, Here, God is, en dat u
hulle hart tot U laat terugkeer. Daarom het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. En dan is dit die einde van hierdie storie waar hy kom en sê, dis waarvoor ek my lewe gegee het. Hierdie is waarvoor God is in Israel. Dan sê hy, en toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, die Here is, hy is God, die Here, hy is God. Uiteindelik was God in Israel. En as jy die res van die storie lees, dan lees jy hoe dit uiteindelik gebeur het, dat daar nuwe konings gekom het, nuwe goed gebeur het, 'n nuwe seisoen vir Israel aangebreek het, en uiteindelik het God gewees in die storie van Israel. En dit is my so belangrik, as ek jou wil kan uitdaag vanoggend, is dit so belangrik dat jy sal weet, God is God in jou lewe. En ek het gedink, ek wil vanoggend net vir jou geleentheid gee, en al sit jy hier en sê, Benny, ek het nog nie my God gemaak in my lewe nie. Ek het nog nie in geloof aanvaar dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis nie. Ek het nie hierdie goed gedoen nog nie. En dit is so belangrik dat jy sal doen, dat jy sal erken, soos wat Israel gedoen het, ek erken dat God is in my lewe. Romeine, Paulus dan skryf hy in Romeine 10 vers 9, waar hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Ek hou van Job, as jy Job gaan lees, net so daarvoor Psalms, dan sê Job op 'n stadium in Job 21 vers 22, sluit tog vriendskap met hom, sodat jy vrede kan hê, daardeur sal goeie dinge op jou kom. En die beloftes van God sal in jou lewe 'n realiteit begin word, soos ons nog nooit gesien het nie. Kan ons as 'n gemeente vanoggend net ons vertroue in God stel en sê, Here, U is God, vir alles wat hier verteenwoordig word vanoggend. Here, kom bring ons vir U, en ons weet U is God oor ons gemeente en oor ons lewens. Kom ons staan saam met my, dan bid ek vir ons. Ons gaan vanoggend ook nagmaal gebruik, en as ek oor hierdie goed praat, en 'n mens raak opgewonde hieroor, en jy besef die realiteit van God se woord in ons lewens, dan sien ons hoe dat Jesus spesifiek dit vir ons gedoen het. Die Bybel sê, in die ou dae moes hy gepraat het deur die profete, en dis wat hy gedoen het, en dis hoe hy homself uiteindelik bewys het. Maar in hierdie dae spreek hy met ons, en praat hy met ons deur sy seun, Jesus Christus. Kan ek jou net sê vanoggend, as jy hom koning van jou lewe gemaak het, dan bly binne in jou, die Heilige Gees is binne in jou, ons hoef nie iewers te gaan soek, soos in die Ou Testament nie. Hy bly binne in my, en hy's deel van my lewe, en soos ek sê, sy beloftes raak nou 'n realiteit in my lewe. Paulus skryf in Efesiërs 1, hy sê, ek is nou geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En dis wat jy van jou lewe moet beleef vanoggend. Dis wat jy kan beleef as daar behoefte is. Dis wat jy kan beleef as daar uitdagings is in terme van gesondheid en so meer. En die nagmaal spreek spesifiek daarvan. In 1 Korintiërs dan kom Paulus dan die baie bekende in die nag wanneer die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem en het dit gebreek. Dan sê hy sê dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Spesifiek wat genesing betref, is dit vir julle gebreek. Hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Elke keer as wat julle dit doen, elke keer as die nagmaal voorberei is, dan roep ons in herinnering dit wat hy vir my gedoen het aan die kruis, en hoe dit op my van toepassing kan wees in my lewe. Dan die vergifnis van sonde, hy sê, dis my bloed, hy sê, so dikwels as wat julle dit doen, herinner dit julle daaraan, wanneer jy vanoggend die druiwesap gebruik, en jy gebruik hy druiwesap, en sê, Here, dankie dat ek in hierdie perfekte verhouding met U kan staan, as gevolg van die bloed wat vir my gevloei het. Jy sien, ons moet met ons eie maak, ons moet die nagmaal vanoggend, wil ek hê ons moet dit persoonlik vir jou maak, en sê, Here, in U liggaam wat vir ons geskeur was, in die liggaam wat hy sê, hy het ons krankhede op hom geneem, ons siektes het hy gedra, sê Jesaja dan, Jesaja 53. Dis wat ons beleef vanoggend. En mag ons dit so beleef, en ek wil jou uitnooi, en ek gaan vir ons bid, en dan kan ons nagmaal gebruik. Here, dankie dat ons vanoggend die tafel van die Here kan vier. Dankie dat ons, Here, net vanoggend kan bewus raak van dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis, en die sakrament wat U ingestel het deur die nagmaal, het dit vir ons so maklik gemaak om net in ons geloof en ons vertroue in U te kan vestig en ons te kan stig in ons geloof. So wanneer ons vanoggend daai broodjie vat en hom in ons mond sit en hom kou, Here, dan onthou ons hoe dat U liggaam vir ons gebreek was, sodat ons oorwinning, voorsiening, genesing kan beleef in die volheid van dit wat U bedoel het aan die kruis.
Here, net so die druiwesap in die wyn na die tyd. Here, dankie vir die feit dat ons net so in vergifnis kan leef in ons lewens. Here, kom seën wat ons vanoggend doen. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. So jy is welkom. Gaan gerus na die tafels toe. Jy sal sien daar's tafels oral in die paadjies. En gebruik nagmaal en sodra ons entjie ver is, dan gaan ons 'n lofsang net ook sing.